Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Hartlik goeiedag dat u weer saam met my, Andries Besuitnout, by ons program Jesus doen dit weer kuier. En vandag is dit weer eens my voorreg om my sussie in die Here, Mercia, saam met ons te hê. Maar voor ek Mercia aan die voor gaan stel, wil ek vir u sê baie dankie. Baie dankie vir die terugvoering wat ons gereeld kry. Dankie dat u vir ons bid as Kruiskyk TV, as Kruiskyk Familie Sentrum, as gemeente hier in die Kaap. Ons weet dat ons nodig het om in hierdie laaste dae meer te bid as ooit. En daarom vra ek vir u, bly bidend en moenie huiwer om vir ons dan die gebedsversoeke ook aan te stuur nie. Wees welkom saam met ons, kuier saam met ons en gesels saam met ons. Mercia, baie dankie. Baie dankie. Dankie vir die tyd wat jy afstaan. Ek weet jy is nog besig om te werk. Maar baie dankie vir die tyd wat jy vir ons gee. En ek wil hê, voordat ons begin oor die getuienis wat jy met ons gaan gedeel, is, vertel bietjie vir die kykers, wie is Mercia? En ek hou van haar van patience, jy weet, hulle het geduld, maar ek weet nou nie of sy regtig die geduld het nie, of wat ook al. Maar vertel ons, Mercia, waar kom Mercia vandaan? So ek is Mercia Patience, ek woon in Makassa, getroud. Ek het 3 pragtige kinders, 2 seuns en 'n dogtertjie. Ja, en dis ek. So, ek werk in Parel, 35 jaar al vir die besigheid. En ja, ek behoort aan Kruiskyk, baie voorreg om by Kruiskyk te wees. En hier is ek vandag. Prys die Here. Wat 'n voorreg, baie dankie vir die geleentheid. Dis wonderlik. Mercia, nou moet jy vir ons vertel, jy is en ek glo daar is baie mense wat saam met jou gaan gesels vandag, daar's baie mensies daar buite wat se kinders in die buiteland werk. Maar ek glo as ek in julle voete moes gestaan, in julle skoene moes gestaan het, dan was dit moeilik. Jy het gesê jy het 2 seuns en jy het gesê die dogtertjie, maar sy's nie meer dogtertjie nie, sy's 'n volwasse jong vrou. Vertel ons bietjie van hulle. So, die rede hoekom ek aan my dogtertjie noem, sy is my jongste en sy sal altyd ons baba bly. Ten spyte dat sy nou groot mensie is. So, kom ek vertel jou waar het begin het. So in 2017 gee die Here vir my 'n droom. En die Here sê vir my, dis nou tyd wat jy jou geloof so moet sit dat so ver is wat jy die oseaan nie kan sien nie. En in my droom vra ek vir die Here, wat se geloof is dit? Want ek ken nie daai geloof nie. Dit is vir my, ek het gehoor van die groot geloof wat die mense het, die dapper geloof, maar ek ken nie die geloof nie. In my droom vra ek vir die Here, wat is dit wat u vir my sê? En die Here sê, dis nou tyd wat jy ophou om die klein dingetjies vertrou. Jy sal my so vertrou, so ver as wat jy die oseaan nie kan sien nie. En ek skrik wakker en ek vertel vir Wayne, en ek weet nie wat 'n geloof is, en ek begin my geloof op die proef stel. En ek begin dit te practice, en ek, soos ek aangaan na die jare, doen ek dinge wat onbeskryflik is, want ek toets nou hierdie tipe van geloof, en die Here vat my vir 'n pad, vir 5 jaar, om die geloofspad te loop. Dinge het gebeur in tussentyd, maar ek het nooit geweet, it's for a time such as this, for Tiffany se future nie. En in dieselfde tyd, in die 5 jaar leer die Here vir my, om geloof te het, en vrede te het, die 2 moet link in mekaar, en ek kry die geloof en ek kry die vrede, soos die Here vir my toets, en soos ek aangaan in hierdie tyd, en ek het eintlik het reflek, en ek besef, dit was 'n periode van 5 jaar, en ek glo my lewe, elke 5 jaar gebeur daar iets. So, toe ek 50 gewees het ek vir hulle my getuienis gegee van ek 25 is, elke 5 jaar het dat goed gebeur, en op 50 het die Here vir my die droom. En toe gebeur die ding van Tiffany. So Tiffany was by EFTE gestudeer vir 'n jaar, om die storie nou kort te maak, en toe het sy haar eerste jaar gevoltooi. Maar 'n bietjie later, toe sy klaar is met haar graad, toe sy 'n bietjie ouer is, toe sy 'n bietjie meer ervaring het, toe sy begin werk, toe sy 'n bietjie meer ervaring het, 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 toe sy 'n bietjie
Maar Tiffany se getuienis is gelink saam met myne. So die Here moet met haar gewerk het en met my gewerk het sodat dit kan in is. En ek sê die Here maak nie 'n foutie. Amen. En terwyl sy so by Efde was, sy vertel vir my eers, voor sy Efde toe gegaan het, sy was so 15, 16 jaar, sy vertel vir my, hoe sy in haar kamer sit en sy sê, sy het vir alles gebackchat, en sy het nie haar lewe geken nie, en sy sê op 16 jaar, moet jy hom ergens wees waantoe, volgens haar, moet jy hom weet, wat 'n rigting, en sy vra vir die Here, wat ek kan toe nou? Gee vir my net 'n glimps van wat U vir my beteken. Van nou beteken my lewe vir my niksie. En sy lê op die grond, sê sy in haar kamer, lê sy in die Here, gee vir haar glimps van haar future. En die Here wys vir haar, sy gaan New York toe. En dis op die ouderdom tussen 15 en 16. Wow. En sy sê haar lewe verander net so, en sy begin stil raak. En die Here gee vir amper so geloof en vrede, terselfdertyd. In die meantime praat die Here met my ook. Ek weet nie daarvan nie. En sy stap by stap en sy vertel al vir die mense al. Sy sê al, sy gaan oorsee, sy het al vir ons gesê, sy gaan eendag oorsee, maar ons weet nie wat die Here van. Sy het ons nooit die getuienis vertel nie tot sy nou oorsee gaan. En die tyd het aangegaan en die Here gee vir my weer 'n droom. Ek gaan op die ouderdom van 55 aftree. En ek sê, Here, in my droom, ons God is baie mooi, en as hy vir jou iets beplan, dan sit hy vir jou alles in plek. So die Here praat met my deur drome. En die Here gee vir my weer 'n droom, ek gaan op die ouderdom van 55 aftree. En ek sê vir die Here, 55, wat van my pensioen? Die Here sê vir my, moenie vir jou bekommer oor pensioen nie, oor geld nie. Ek sal vir jou sorg. Amen. Halleluja. En terwyl die tyd so aangaan, langs oor die kort, gaan ons aan, en hier's Tiffany. Tiffany doen aansoek sy is by Efde, en sy doen aansoek by die American Academy of Dramatic Arts in New York, sonder dat ons weet. Die Here het vir ons gewys, maar sonder dat ons weet. Sê gou vir my, hoe oud was sy toe sy aansoek doen? Sy was 18, toe sy aansoek doen, toe was sy by Efde, het sy gestudeer 'n jaar. En sy doen aansoek, en sy los dit daar. En een aand skrik sy wakker, en sy dink, wag, sy gaan weer op die website, en sy kyk gou, en daar sien sy sel hier nog belang, vra hulle. En sy kan nie inkom by die website, is nou het gesluit en so, en sy kontak vir hulle, in die middel van die nag, dan natuurlik dag, en hulle maak het vir haar oop, en sy doen 'n aansoekie en gaan aan. Sy vertel vir ons weet van niks, en sy gaan aan met die lewe, ek gaan aan met die lewe, die Here het my net 'n droom gegee, ek gaan aftree op 55, en terwyl sy aansoek doen, is ek 'n jaar, die volgende jaar is ek 55, en daai was in 2019, wat sy, dis was 2022, het sy gegaan, en sy, hulle laat weet vir haar, sy moet nou 'n klein opname maak, sy gaan mys nou vir haar interview en so, maar in dieselfde tyd het ons in New York toe gegaan, ek en my suster, en ons het na my broerskind se dogter, sy was swanger, en ons het vir haar gehelp, en daai was Januarie, Februarie, en in daai tyd het sy die opnametjie gedoen, met 'n interview en so aan. En terwyl ons daar in New York was, laat weet sy vir my, sy het nou die opname gedoen, en hulle sê, hulle gaan vir haar binne 4-5 weke, gaan hulle vir haar laat weet, of sy dit gekry het. En sy bel vir my na 3 dae, sy is by haar werk, sy het gecasual daar by 'n coffee shop, en sy sê vir my, in trane na oë, Mom, I was accepted. Ek is in die middel van die nag, sy is in die dag, en ek is, wow, congratulations, maar, Andries, die vrede wat ek gehad het, al wat ek van gesê het, net soos die Here wil, dit was my woord daarna, ek was nie bekommerd nie, ek was niksie, dis die vrede wat die Here van my gegee het, ek het nie geweet, hoe my kind daar gekom, hoe gaan ons betaal die, niksie, en het kom terug, die Here het van my gesê, ek gaan aftree op 55, en ek het al gaan spreek by die werk, ouens, ek tree af hierdie jaar, Augustus is ek 55, maar nooit geweet, dit is vir Tiffany nie. En so die Here van my voorberei. En daai jaar
moet ek so gefokus gewees het op wat God beplan vir Tiffany se lewe. En terwyl ek by my werk is, moet ek dinge in plek sit, sodat ek kan aftree, maar ek kan nie bekostig om ook by die huis te gaan sit nie. En Tiffany was geaanvaar, en ek kry die voorreg om na die skool toe te gaan, om te gaan sien hoe lyk die skool, want ek is in New York. Dit is so wonderlik hoe die Here vir jou op 'n plek plaas, waar jy dinge moet gaan doen, onbewuslik dat jy weet, ek is nou daar, ek moes daar gewees het op hy tydsperk en hy berekening, sodat ek die skool kan gaan kyk, en my Kim, wat my broerskind is, neem vir ons na die skool toe, sy maak 'n afspraak, en ek het die voorreg om te gaan kyk hoe lyk die skool. Terwyl ons nou hulle twee, die man het ook gestudeer in in New York, en hulle, ons sit om die tafel, en hulle sê vir my, hoe het hulle gemaak, en wat moet jy doen om sekere dinge in plek te sit in New York, en hoe die beurse werk, maar terwyl ons om die tafel sit, sê ek met alle respek, wil ek hê, julle moet gou stil bly. Julle disturb die atmosfeer. Jou journey is nie Tiffany se journey. Ek is baie lief vir jou, maar dis dieselfde journey. Kom ons stop dit daar. Want vir nou moet ek stil wees en weet dat hy is my God, hy stry vir ons. Amen. En ek het die voorreg gehad om die skool te gaan, ek is huis toe, en ons gaan aan, maar nooit het ons questions gevra nie. Tiffany, hoe gaan ons dit maak nie? Wat gaan ons doen met die skool vir jou? Daar was nooit 'n vraag wat opgekom het. Ek het vrede. Ek kan nie vir julle explain die vrede. It's a peace that surpasses all understanding. Maar die Here het vir my voorberei. Voor die tyd. Hy het vir my 'n droom gegee. Hy het vir my gesê, ek moenie bekommerd wees nie. En so het ek aangegaan, en so moet ek nou dinge in plek sit by die werk, want ek moet aftree. Ek sê ook vir die mense, ek tree af. Maar ek sê nie vir hulle, toe kom dit by my, hoekom ek moet aftree. Die Here het vir my voor die tyd. En so gaan ons aan met die lewe, en so gaan ek na, ons sit Tiffany se goedjies in plek, so is Tiffany nou vir die 2de jaar by EFDA, en ek gee deposito vir EFDA, so die werk gee beurse, en die beurs wat die werk gegee het, was vir Tiffany se registrasie vir haar 2de jaar. En terwyl Tiffany nou geaccept was, sê ek vir Tiffany van New York, of Tiffany, onttrek jou nou uit EFDA uit, anders moet ek die hele skool vir jou betaal. Want dit is deel van die reël. As jy na 7 dae, as jy in die skool is, dan moet jy die hele jaar al onttrek hem. En ek sê vir Tiffany, jy sal met die skool met praat, jy en jou pa, want ons kan nie die skool vir betaal. Jy was nou net 7 dae in die skool, sy was net 7 dae. En hulle sê ongelukkig is die reël dat sy moet betaal. Dit is so, en sy vra, nou soos ek my dogtertjie, baie independent en baie braaf, maak sy afspraak met die, met een van die mense wat in beheer is van die afdeling waar jy die gelde moet betaal. Die finansies. Ja, die finansies, en sy maak 'n afspraak, en dis Paula van der Lek van Sewende Land waar sy gespeel het. Oh. Ja. En sy het die voorreg om met haar te praat, en sy het 'n Zoom meeting met haar, en sy sê ongelukkig was sy aanvaar, gelukkig was sy aanvaar in New York, maar ongelukkig kan sy nie aanbly by die skool nie, en hulle sê maar die reël is dat ons moet betaal, en sy sê vir hulle, kan julle net kyk wat julle moet doen. En ek is verder, is ek in geloof, ek sê Here, U het vir my mos gesê, U het mos vir my beloof, U sal dinge in plek sit vir my. En tweede daarna kom hulle terug en sê, jy hoef nie die finansies te betaal nie, maar ons sal die deposito vat. En ek sê, hulle sê, dis okay, die deposito kan maar hulle vat, dit het nie van my afgekom nie. Dis soos die Here voorsien het, en ek betaal geen een, en data geloospad begin. En nou moet ek aftree. En ek loop daardie jaar gefokus op wat God vir my instoor het. Want die Here het vir my dinge beloof wat niemand anders vir my kan gee nie. Hy het vir my beloof, hy gaan vir my uitsorteer. Hy het vir my beloof, ek moet nie bekommerd wees oor geld nie. Hy het vir my beloof dat hy sal vir my stry. En dis die beloftes wat die Here vir my gegee het in die tyd wat ek moet leer wat is dit om geloof te hê met vrede ingesluit. Ja. En ek gaan na die bestuurder toe. Nie is my bestuurder, hy sê die dag in, en ek sê, Here, soos ek stap,
As dit vandag die tyd is wat ek moet gaan praat met my bestuurder, dan hou hy eie deur op. If not, dan maak hom toe. Ek het gegaan uit hier was toe en ek draai om, ek sê, Here, dan is dit vandag die dagie. Maar U sal vir my lei. En ek volgende dag, toe is my bestuurder die volgende dag hier in, en die volgende dag sê ek, Here, waar toe nou? En ek stap na die CEO toe. Stryd na die CEO, en ek, as 'n vrou, en ek vra, as daar moontlik dat ek vir kan sien, hulle sê, ja, ek kan nou kom, en ek gaan sit langs aan, ek sê vir, ek moet aftree, en ek verduidelik haar die situasie van Tiffany. Sy sê nog vir my, hy is dom om af te tree, om jou geld te vat. Ek sê, ek moet dit vat, sê ek vir haar, dis vir my kind. En sy sê vir my, dis reg, kom ons kyk gou wat ons kan doen, en sy probeer nog goedjies in plek sit, dat ek my geld kan vat teen, lang storie kort, hulle kom terug na my toe, en hulle sê vir my, hulle bied vir my die geld aan. En ek sê vir hulle, ek vat die kontrak, maar ek moet nie klaarmaak, ek vat die kontrak, en ek sê bietjie geld, dit is 'n groot bedrag geld, ek vat die kontrak en ek sê, Here, maar ek voel ongemaklik, ek sê, Here, ek sit met die kontrak in my hand, maar as ek by die huis kom, dan moet U vir my nou vrede gee om te sê, of ek neem dit, of ek neem dit, en ek kom by die huis, terwyl ek uitklim, gee die Here vir my die vrede, gee die kontrak weer terug. En ek praat met my man, en ek sê vir Wayne, dit is die kontrak, Wayne sê, ek sê nie, dat is soos in lyn. Volgende dag gaan ek terug, en ek sê, ongelukkig kan ek dit vat nie, want dit gaan nie vir Tiffany cover nie. Baie dankie, ek waardeer. En ek gee het vir hulle terug. En ek gaan na my, hulle probeer goedjies uitwerk, en in die proses gaan ek weer na, terwyl ek die kontrak teruggee, sê ek vir hulle, gee ek het vir my bestuurder, want sy is toe nie, en ek sê, ongelukkig kan ek dit nie vat nie, ek moet aftree. En ek sê vir my bestuurder, hy sê, do you want to leave? Ek sê, it's not that I want to leave, I must go, sê ek vir hom. But I cannot afford to stay at home. Maar dis goed wat ek moet doen. Maar vrede. En hy sê, you don't want to stay at home? Ek sê vir hom, no, I need to go look for another job, sê ek vir hom. En hy sê, gaan na die kantoor toe, ek kom nou terug na jou toe. En hy gaan na die HR toe. En 2 minute, 3 minute daarna, roep sê, ek moet na die HR toe kom, en ek sit daar, en sy sê, ek hoor jy wil klaarmaak, ek sê vir, ek moet klaarmaak, sê ek vir hulle. Sy sê, maar, okay, so wanneer wil jy klaarmaak? Ek sê, einde Augustus, want ek is 55 Augustus, so einde Augustus wil ek klaarmaak, en sy sê nie, dis reg. Die kan weer die 1 September begin. En dis wat my God kan doen. Amen. Ek stap daar uit en ek sê, Here, dit kan net U wees. Dit kan net U wees. En ek stap daar, ek het 'n borrel in die binne in my, ek het die woorde om dit te beskryf. En in dieselfde tyd sê sy vir my, ek het 'n agent vir jou wat jou geldsaake kan beheer. En ek bewe nou, want die Heilige Gees, as hy met jou gesels en hy met jou praat en hy sit vir jou ding in plek, en dit is net awesome, dit is onbeskryflik. Halleluja. En sy sit hierdie agent op my pad, en hy sê, maak 'n afspraak met hom, wat my geldsaake beheer, en hierdie agent, het was nie die Here. So moet ek vir Tiffany, einde Augustus, moet ek 'n deposito. Onthou, daardie geld word nie nou uitbetaal nie. Daai geld word nou Oktober maand uitbetaal. En ek sit met hom, ek sal nie sy naam vergeet nie, die Here het regtig van Nico ingestuur. Ek ken die man van geen kant af nie. Ek verduidelik hom my situasie. Hy is ook 'n kind van God. Amen. En hy verduidelik vir my waarvan hy kom, die agtergrond en met wat hy alles werk. En ek sê vir hom, ek moet vir Tiffany 'n deposito gee, ek het nie die geld nie. Hy sê vir my die geld word in Oktober. En die man wat die Here ingestuur het, sê vir my, dis okay. Ek gee vir jou die deposito van hy. Wow. Nou, as jy dit hoor, wie kan dit anders wees as net die Here? Ja. En hy sê, sit dit maar net op e-mail om te sê, jy sal dit, as jou geldjies kom, sal jy die geldjies weer terug. En ek sê dit vir hom, ek measure patient, bla bla bla. En hy gee die deposito.
van Tiffany. En is nie, julle, as ek vir julle sê, dit is nie bietjie geld, dit is groot geld wat die kind het gaan in oorsee gaan studeer. En ons praat van dollars wat by in rand is. Nou moet julle weet wat was die rytoek nog tyd. En hy gee die deposito en ek betaal die deposito en ek maak klaar by Pepklo. Ek kan onthou, daar was 'n geleentheid wat ek met 'n kollega bespreek en ek sê vir hom, jong, ek moet klaarmaak, jong, maar ek moet nou weer begin en hy sê vir my, nee, hulle sal nie vir jou weer aanvat nie, want Pep het nog nooit hy gedoen nie. Ek sê nie, ek weet dit. Of hulle my aanvat of nie, ek moet dit doen. Daai man, wat ek vandag vir jou sê, ek dink seker hy staan in awe, as hy weet van dit. En hy gee die deposito, en my geldjies word uitbetaal, maar byt voor die kontrak wat hulle vir my aangebied het, met die klomp geld, sê hulle vir my, ek kan dit nog altyd kry. En ek sê, Here, U bly die Here, en die Here maak die geld beskikbaar, sodat ek pleintickets kan koop, sodat ons vir Tiffany, en Tiffany moet September daar wees, sodat ons vir Tiffany in New York kan kry. En ek koop Tiffany se tickets, my en Tiffany se tickets, en alles wat moet gedoen word, daar goedjies, want sy moet nou intrek by 'n plekkie, sy het op die koshuis gebly, en moet klomp goedjies, ek kon hy geld vat, en invest in Tiffany. En ons is New York toe, en ek settle vir haar in. Maar Andries, mense sal nou sê, ek het my pensioengeld gevat, om vir Tiffany te betaal. Ja, ek het 'n gedeelte gevat, die ander geld moes ek wegsit. En daai eerste jaar, het ek van die geld gevat en het so invest in Tiffany. En nou bly daar gedeeltes, ek het 2 jaar gestudeer. Nou bly daar gedeeltes oor wat ek self, die Here, dan moet ek verder die Here vertrou vir daai klomp geld. Maar ek wil vandag vir julle sê, vir die kykers sê, ek weet nie hoe ek hy geld gekry, ek weet nou nog, ek moet gaan stil sit, en gaan kyk, en gaan wonder hoe die geld ingekom het. Die geld het ingekom, en ek kon Tiffany se skool vir jy betaal. Daar was 'n jaar, die jaar is verby, en soos die 2de jaar gaan toe aan, en daar is 'n jaar wat in die begin van die jaar, wat dan die finansies was, om vir Tiffany te betaal, en ons vertrou die Here. En Tiffany sê vir my, ek het 'n onderhoud met, of 'n Zoom meeting met die skool se beheerliggaam, om te sê, Tiffany, moet haar skool vir betaal, anders sit hulle vir Tiffany die skool uit. En hulle sit vir Tiffany die kosskool uit. En ek sê, Here, dis mos soos U werkie. En Andries, die kind moes uitgesit gewees het. Sy vertel vir my, hoe die kinders, die skoolkinders, hulle moes die kinders, amper soos geskort, amper die skool het gehaal het, omdat hulle finansies opdreef was. Maar die Here het na Tiffany gekyk. Nie een keer was sy het 'n klas gesit nie. Nie een keer was hulle gesê, jy bly vir 2 dae by die huis. Tiffany het aangehou skool gaan. Ek moes betaal het. Die Here het op die regte tyd deurgekom. En die Here kom vir ons weer eens deur, so ons betaal in pockets mos nou. En die Here kom weer eens deur, en ek betaal die geld. En elke slag dan reflek ek en hoor, en dan sê ek, waarvan nou kom die klomp gelde? Die Here bly getrou. En Tiffany is in New York, en Tiffany gaan deur dinge. Tiffany moet probeer om vir haarself te vind, wie is Tiffany, wat is dit wat Tiffany wil hê? En Tiffany is heilend aan die ander kant, want Tiffany struggle met haar emosies. En ek sê, Here, al het U vir Tiffany New York te gestuur, net om uit te vind, wie is Tiffany? Dan is dit vir my meer as genoeg. Net soos U wil. En is nie lekker om hier te sit, en jou kind huil aan die ander kant, die kind bel, sy huil, en jy weet nie wat om te doen nie. Maar ek het 'n God wat na my kind kyk. Amen. Want hy het vir my beloof, You will never leave me, nor forsake me. En hy dra vir Tiffany deur. En in elke geleentheid, elke proses, elke geloofspad het die Here net oor en oor en oor van my beloof
die beloftes of my herinner aan die beloftes wat hy vir my gegee het. Maar as ek nie gehoorsaam was nie, as ek nie die Here op sy belofte staat gemaak het nie, dit wat hy vir my gesê het, Here, U het vir my gesê, ek het aan mekaar, Here, U het vir my beloof. As dit nie lekker gaan, sê ek, Here, U het vir my beloof. U het gesê, ek moet staat maak op die beloftes, want U beloftes is jy en amen. En die Here vat na my kasse meisiekie, en hy sit vir haar in New York. Nou as mense nie die grootheid en die goedheid van God nog nie ervaar nie, of weet van hom nie, of die beloftes wat die Here vir jou gee, en nie vashou in hy belofte nie, en nog 'n ander plan B maak, dan sê ek, hulle vertrou nog nie op God nie. En ek gaan sê, dit het nie maklik gewees nie. Ek kan nie sê, alles het smooth gegaan nie. Nee, maar ek het 'n God gehad, wat sê, I will never leave you, nor forsake you. Amen. En hy het vir my by pad gevat, en hy het my geloop, saam met my. Dat tye gekom, wat ek alleen in my kamer gesit het, dan sê ek, Here, wat se geloof is die wat U my ingesit het? Dan kom hy en sê, ek het vir jou 'n dapper geloof gesit, en 'n geloof, wat jy self nie kan beskryf nie. En so die Here vir my die pad geneem. Daarom, ek sê elke dag, ek bekommer my nie oor die dag van môre nie. Want môre het sy eie sorge. Dit wat jy bekommer oor, is eesie wat jy aan gedink het nie. So die Here het vir Tiffany deurgemaak. Sy het baie foute gemaak en baie, sy moes kom groeie daar. Maar ek het vir die Here gesê, nie my wil nie. Nie Tiffany se wil nie, maar U wil geskied. En ek wil vir die kykers daar buite sê, as julle 'n geloofspad loop, wees versigtig met wie julle praat. Moenie dat almal alles weet nie. Amen. My kind is in New York, ek kon gepost het. Ek was baie versigtig met wie ek praat. En as ek voel iemand praat en die atmosfeer is nie reg, dan doen ek dit met alle respek, dan sê ek, kom ons praat hier daaroor, julle disturb, want ek het dit discernment spirit. Ek kon gediscern het, onderskei het, of het nou God is, of wat die Here. Jy weet, as die Heilige Gees in binne in jou woon, en jy vra vir die Here, dat die Heilige Gees sterk in jou lewe, dan kan jy sterk discern. Jy kan onderskei die reg en die verkeerd. En as hy Gees so sterk is, en dan hy sê, dis die tyd nie. Even as Wayne moes gepraat, dis die tyd nie. Even as ek mense moet vertrou, stop gou. En dan sal ek dan sal ek sê, en hulle het dit gerespekteer. Ek wil gou jou nou gou stop. Ons tyd het uitgehardloop. Ons gaan volgende week aangaan. Ons gaan nog aangaan met Misha. Sy het so baie wat sy met ons deel, en dit is vir my weer eens net so. God sê, moenie ophou om my te herinner aan sy beloftes nie. Ek wil u groet tot volgende keer. Totsiens. Hierdie geslag moet erken dat U regeer, sien van God.